Jy weet, iets is baie interessant vir my. Ehm ek kan nie eens onthou partykeer wat ek vanoggend gedoen het of wat ek gister byvoorbeeld gedoen het. Partykeer loop jy in die kombuis en ek kan nie onthou hoekom nie. Maar gedagtes wat by my opkom en by my bly, wat ek baie keer, en in deesdae kry ek dit baie nogal, is die tyd wat ons na Angola was. Nou eers, dis nou 38 jaar terug, toe ek daar was vir Operasie Hooper. En die tyd wat ons daai 3-4 maande daar in Angola spandeer het, voor op die front. Party goed ryk ek nog. Ek kry daai reuk in my neus, van wat ek daar geryk het, en ek onthou, ek kan amper onthou die bome, waar was die bome, hoe het alles gelyk om my. Ander goed hoor ek, ander goed sien ek. Een ding wat ek kon onthou, eendag lê ons, ons het ons party daar vir lank, paar dae lank, net onder die bome gelê, speel ons maar Risk, of weet kaart, of lees ietsie, magazines. Ons vra vir generaal Geldnys kom daar, hy sê, wat soek julle? Ons sê ons moet onsself besig hou. Kan julle vir ons bietjie tydskrifte stuur? Hier volgende dag, hier kom 2 dae later, hier kom 'n Puma daar aan, met 'n boks vol car magazines. Die oudste car magazine, of die nuutste car magazine in die boks was 1971. Die duurste kar in die boek is 'n Mercedes-Benz wat R3000 kos. So, maar as het dan boeke gehad om deur te blaai, al was dit nou stokhou goeders. En 'n paar board games en kaarte en so. Maar nou lê ons daar, en nou hoor ons die mix weer nelig. Jy sê hulle partykeer tot 50 sorties 'n dag gevlieg om ons te soek. Nou hoor jy daar, boy, jy kan nie sien, die bome is te ryg, ons is onder die bome. Jy kan nie opkyk en hier en daar sien daar gap tussen die bome, dan kan jy miskien sien daar gaan hy. Nou, as dit die Fapla pilots is, dan bly hulle bo, hulle gooi hulle bomme van daarbo af, en dan baie hulle terug. En dit sien nie as dat hy kan nie, hulle gooi maar net, hoop hulle tref iets. As dit die Cuban pilots is, dan vlieg hulle daarbo, en kort kom hulle af en kyk, hulle gaan hulle weer terug op. As dit die Russian pilots was, het hulle laag gevlieg en kom soek tussen die bome vir ons. Maar maak nie saak wie dit was nie, het ons nooit raak gebom nie. Nou en dan het hulle luckshot gehad. Jy weet, ons het ongelukkig 1 of 2 keer is ons getref met skade en 'n paar ouens oorlede, maar tydens Operasie Hooper, die hele tyd van Operasie Hooper, het ons nie een keer getref nie. So daar lê ons. Nou sien ons daar bo gaan die mik. Ons is Victor, ons is nou quiet, ons bly onder die bome, jy weet. Ouens sit in hulle foxholes en kyk op. En die volgende oomblik, daar vlieg die mik daarbo, daar drop hy 2000 ponders. Retard bomme, bom met 'n parachute aan, met 'n drogue chute. Nee, sorry, hy was 500 ponders geweest. Bom met 'n drogue chute aan hom, want hulle gebruik het eintlik vir lae hoogte. Die chute stop die bom se vooruitgaan en die vliegtuig uit die pad kan kom voor die bom die grond tref, dat hy die skrapnel nie die vliegtuig tref nie. Maar nou kom hy bom af met 'n klein parachute boom. Die inhou skree, hy het uitgeskiet, die sien die parachute, ons sê, nee, daai is 'n bom, dis nie 'n ou nie. Maar anyway, nou kom die bom so af. Nou jy hom top. Val hy daar aan die kant by die bome. En wat die interessantste, dit sal my nooit, ek sal dit nooit vergeet, daai klankie. En onthou klank trek mos stadiger as wat die regte goed, so die skrapnel, daar ding val, dan hoor jy die skrapnel deur die bome hardop, so, en dan 3 sekondes later, hoor jy die ontploffing. So jy hoor eers hoe hard op hy skrapnel deur die bome. En dis nou hang of hoe ver hulle is. Nou hierdie bomme wat gedrop het daai dag, is seker so 300-400 meter van ons af. So jy kan hoor hoe kom die skrapnel hier deur die bome aan, en die skrapnel is goons, dis sulke albasters, sulke stal albasters. Wat in die wand van die bom wat opgesplit is in klein, fyn, skerp stukke, maar is baie goons, kom dit deur die bome aan, en dan so sekond na later, hoor jy die ontploffing, dan weet jy, okay, skies toch, nee, die bom het so, net so oor die 300 meter so van ons afgeval. So het klaar is, dan gaan loop ons in die rigting van waar die bom was, om te soek waar is die krater. En dan, so nader as jy kom, as jy begin die stukke van die bome rond, en dan weet jy ook, ons is naby, tot jy by die impactpunt kom, sien hy krater daar, en al die bome rondom om 'n stukkend. En kyk jy, maar die tyd met
Die lekker voordeel wat ons gehad het met die seesand, wat Angola is ons meestal seesand, die bom val onder die sand en ontplof, so hy skip snel gaan boontoe. Baie kom kant toe, my meeste gaan boontoe. So as even naby nou kom, is die kans so goed dat jy survive met al die dik bome en goeters. So, dis my memory vandag. Ek dink het in daai bomme wat hulle so op ons gegooi het, gereeld. En gelukkig, tyd van operasie Hooper het ons nooit gekry nie. Dankie, sien later.